Goeiemôre geliefde gemeente en baie hartlik dankie vir ons erediens vanoggend. Die van u wat ek dalk nog nie vanoggend met die hand gegroet het. Baie welkom by ons almal wat ek vandag via sosiale media aanskakel. Baie hartlik welkom en ons glo en vertrou dat die Here is vandag deur sy groot genade ook saam met ons in hierdie erediens. En dat sy Gees ons ook vandag sal lei om nie net te luister na sy woord nie, maar dit ook in ons lewens te gaan toepas. Voordat ons vandag met ons erediens begin, kom ons sit net so en dan verootmoedig ons onsself in gebed, in stil gebed, om te hoor wat die Here vandag vir ons wil sê. Daar is ek in hulle midde. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, ons Here. Amen.
saam met die woord van die Here uit die Hebreërboek uit. Ons lees daar in hoofstuk 10 uit van vers 26 af tot by vers 31. Skriflesing Hebreërs 10 van vers 26 af. Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering af het, en die gees van genade uitgedaag het. Want ons ken hom wat gesê, my behoort die wraak, ek sal vergeld, en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit, om te val in die hande van die lewende God. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Ek dink daar baie negatiewe gedeeltes soos wat ons nou gehoor het. Gee die Here Jesus tog vir ons hoop en vertroosting wanneer hy sê, as julle in my bly, sal my woorde in julle bly. En dan kan julle vra wat julle ook al wil, en dit sal met julle gebeur. Geliefde broers en susters, terwyl ons net so bly sit en voordat ons dan ook vandag na die woord van God luister, kom ons bely saam ons geloof deur die sing van Vonk 494 en ons sing die vers of die een vers 2 keer van die lied. Die Hebreërboek is eintlik 'n baie moeilike boek om te lees. En dit was 'n hele paar verse in Hebreërs wat ons nou goed ken, wat vir ons bekend is, wat vir ons mooi verse is, en dadelik dink ek aan daardie pragtige beeld wat die Hebreërskrywer gebruik wanneer hy ons geloof uitbeeld as 'n wedloop waarin ons deel. Die wenstreep is Jesus Christus. En dan beskryf hy dit so mooi om te sê, ons is omring met 'n skare van gelowiges wat ons aanmoedig om te volhard in ons geloof, om vas te staan in ons geloof en met volharding deel te neem aan die geloofswedloop om by die wenstreep te kom. Maar in die algemeen is die Hebreërboek eintlik 'n baie moeilike boek en partykeer selfs onverstaanbaar. Nou wat ons weet van die Hebreërboek is dat dit is geskryf aan 'n tweede generasie Christene. Dit beteken dis mense wat nie by die apostel self die evangelie van Jesus Christus gehoor het nie. Hulle het dit by wonder van oorlewering by ander gelowiges gehoor en dan tot geloof gekom. Die boek is hier in die omgewing van 96 na Christus geskryf. Wat ons verder weet van hierdie boek is dat ons weet nie eintlik wie die boek geskryf het. Daar is teoloë wat beweer was heel moontlik Paulus gewees, maar as jy eksegese gaan doen van die boek, dan kom jy agter dat dit nie heeltemal Paulus se teologie is wat vertolk word in die boek. In ons Bybel plaas ons ook die boek binne die genre van briewe. Maar eintlik is die Hebreërboek
nie 'n brief nie. Dis 'n kort teologiese boek wat geskryf is. So as jy hou van teologiese boeke, tydskrifte soos byvoorbeeld die HTS, dan gaan jy baie hou van die Hebreërboek. Die Hebreërboek is geskryf as 'n teologiese boek om die teologie agter geloof in Jesus Christus te verduidelik. Maar terselfdertyd wil hierdie boek ook 'n klompie misverstande rondom die teologie en die geloof in Jesus Christus tersyde stel en die weg uitbring. Soos byvoorbeeld daardie misverstand rondom afvalligheid in die geloof. Dit wat ons toevallig vandag saam gelees het. Die Hebreërboek beskryf iets van hierdie misverstande wat daar bestaan in die geloof en veral in die teologie van die geloof. Hierdie misverstande oor die geloof is baie keer wat maak dat mense vashou aan 'n geloof wat hulle moedeloos maak. Geliefde broers en susters, die Hebreërboek beskryf God as 'n genadige God. Beskryf God as 'n liefdevolle God en as 'n vergewensgesinde God. Maar die Hebreërboek beskryf God ook as die God wat straf. Die God wat veroordeel. Dit beskryf God ook as 'n regverdige God. Ek dink ook die Hebreërboek eintlik vir ons vandag baie aktueel. Want jy sê geliefde broers en susters, ons leef in 'n tyd, ons leef in 'n era waar ons blootgestel word aan die evangelie van Jesus Christus in verskeie formate. Dis nie meer net 'n kerk nie. Ons het deesdae op sosiale media kerk en word ons blootgestel aan die evangelie. Dis in hierdie tyd en in hierdie era waarin ons leef, dat daar baie meer misverstande ontstaan oor die teologie en oor geloof. Mense baie keer meer afvallig maak as wat dit hulle werklik opbou in die geloof. Kom ek noem nou maar 'n paar voorbeelde. Ek dink wanneer ons gaan kyk en hoor mooi as ek dit sê, ek veralgemeen nie. In die meeste gevalle word die leer, die teologie van God is 'n genadige God vooropgestel. Prediking en woordverkondiging word gebou op daardie leer dat God vergeef, dat God vergewensgesind is. Word gebou op daardie leer dat God ons vryspreek van ons sonde. Maar die leer dat God straf, die leer dat God veroordeel, word bykans nooit verkondig. En daar is heel waarskynlik 'n goeie rede ook vir dit. Want in die tye waarin ons leef, het dit so maklik geword om net te sê, maar ek is klaar met die geloof. Ek is klaar met godsdienst, of ek is klaar met die kerk. So daarom verkondig die kerk hierdie wonderlike teologie van genade en van omgee, van deernis, van liefde en van vergewing. Want as ons sê God straf, of as ons sê God veroordeel, is die baie mense dood. Hoewel die statistiek wêreldwyd bewys dat die mense loop in elk geval, want die kerk kwyn by die dag nee. Maar nietemin, daarom verkondig ons dan eerder 'n teologie van genade, van liefdevolheid en van vergifnis. Ons sê nooit dat God straf. Ons sal eerder vir mense sê, ons dien 'n God van genade, wat sonde vergeef, wat 'n verkeerde lewe vergeef. En dan verstaan mense daarachter. So nou kan ek maar doen wat ek wil. Nou kan ek maar leef soos wat ek wil. Ek hoef nie kerk toe te gaan. Ek mag maar egbreek pleeg. Ek mag maar rondloop binne in my huwelik of binne in 'n verhouding. Ek mag maar vloek en skel. Ek mag maar die lewe geniet, drank en dwelms, pornografie. Ek mag maar lieg en bedrieg en oneerlik wees. Want alle sonde word by God vergeef. En die Hebreërskrywer spreek hierdie misverstand aan. Dit wat ek nou genoem het is maar die algemene goed wat ons weet verkeerd is en wat ons weet sonde is. Maar daar is soveel ander goed wat ons ook weet verkeerd is en willens en wetens doen ons dit tog. Die Hebreërskrywer sê, wat is die teologie hierachter? Hy sê dat wanneer ons daardie moedswillige of opsetlike sonde doen, soos wat hy sê hier in vers 26, dan kan daardie sonde nie vergewe word. Hy sê baie pertinent hier, daar was 'n offer gewees vir sonde. Daardie offer noem ons Jesus Christus aan 'n kruis hou.
En deur daardie sondeoffer wat Jesus Christus gebring het, het ons die kennis en die insig gekry om te weet wat is sonde. Maar as ek nou nadat ek van beter weet, kies om sonde te gaan doen, sê hier in vers 26, is daar nie meer 'n offer vir daardie sonde. Daardie sonde word dan nie vergewe nie. In ons teksgedeelte moedig die Hebreërskrywer eintlik die mense aan om vas te staan in 'n geloof en in 'n teologie wat al die lere van God insluit. Hy moedig die mense aan om te bly binne die kerk en binne in hulle geloof, godsdienst. Want onthou in daardie tyd, die tweede generasie of tweede geslag Christene, baie van hulle die kerk verlaat en die teruggegaan na die godsdienste toe wat hulle voorheen beoefen het. En het heeltemal die godsdienst en die leer van Jesus Christus afgeskryf. Die Hebreërskrywer moedig hulle aan om dit nie te doen, want as jy dit doen, sê hy, staar jy ewige dood in die gesig. En nou is dit maklik vandag vir ons om te sê, ek gaan nie die kerk verlaat nie, ek gaan nie 'n ander godsdienst aanhang nie, want ek ken nie 'n ander godsdienst, ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek sal altyd 'n Christen bly. Maar volgheid in die geloof het meer as net een gesig, en veral in die dae waarin ons vandag leef. En dit moet begin die antwoord op die vraag dan, wat is geloof? Voordat ons by afvalligheid kom. Wat is geloof? En 'n antwoord op geloof. Hoor mooi, dis net een antwoord. Daar's 'n klomp antwoorde wat almal eintlik saamgevat moet word, maar ek lig net een uit. Een van hierdie antwoorde is dat geloof in Jesus Christus is om in Jesus Christus te glo. Nie aan Jesus Christus nie, in Jesus Christus te glo. En te glo dat hy vir my sonde gesterf het en my so sonder sonde gelaat het. Dis om te glo in Jesus Christus en in sy kruisdood en sy bevrydende reddingsdaad, en dat hy my op daardie manier weer met God versoen, sodat ek, wanneer dit oor my pad sou kom, die ewige lewe kan verkry. En dis 'n goeie antwoord. Dis die regte antwoord op die vraag, wat is geloof? Maar wat beteken dit? En dis hoekom Hebreërs vir ons so 'n belangrike boek is. Want Hebreërs verduidelik wat dit beteken. En sien geliefde broers en susters, wat beteken dit om te glo in Jesus Christus? Ons glo in ons kinders, ons glo in ons lewensmaats, ons glo in ons families, ons glo in ons vriende. Ons sal baie maklik vir ons kinders sê, ek glo in jou, voordat hulle moet gaan proewe speel. Het sy hockeyproewe, rugbyproewe, netbalproewe, wat sy proewe ook al. Ek glo in jou en ek glo dat jy die span gaan haal. Of wanneer ons kinders by die universiteit aflaat, soos ek glo in jou. Ek glo dat jy 'n sukses van jou studies en van jou lewe vorentoe gaan maak. Hoekom glo jy in jou kind? Want jy staan in 'n verhouding met jou kind. Jy ken jou kind. En geloof werk op geen ander manier. Geloof, te glo in God, is om in 'n verhouding met God te staan. En agter hierdie verhouding is daar ook 'n teologie. Die teologie daarachter is dat ek wil in 'n verhouding met God staan, omdat Jesus Christus my gered het. Ek maak dit my eie. En binne hierdie verhouding behels dit dat ek van kerk toe gaan. Want hier in die kerk leer ek meer van die God met wie ek in 'n verhouding staan. Dis tussen die woorde in die Bybel geskryf waar ek meer kennis kry oor die God waarin ek in 'n verhouding staan. Dis in my gesprek en gebed, hierdie God met wie ek in 'n verhouding staan, dat ek sy genade meer begin beleef en beter begin verstaan. Ek leef die gebooie van God uit, soos dit in sy woord is, omdat dit is wat God van my verwag. Maar God verwag dit nie binne in hierdie verhouding van my, sodat ek gered kan word nie. Ek is reeds gered. Ek leef sy woord en my geloof uit, omdat hy my belangrik is. Net soos wat my kind, net soos wat my familie vir my belangrik is. Ons werk aan ons eie verhoudings hier op aarde, om dit te versterk en te laat groei. Hoekom nie ook in ons verhouding
met God. Geloof is 'n verhouding. En as jy nie 'n verhouding met God het jy ook nie geloof nie. En dit is waar afvalligheid inkom. Liefde broers en susters, in die tye waarin ons leef, hoor ons baie mense wat sê, die kerk gaan my nie in die hemel bring. Dit is in elk geval net 'n samekoms van 'n klomp skynheilige mense. En mense wat sê die kerk gaan my nie in die hemel bring, is nie heeltemal verkeerd nie. Maar hoor dit ook mooi. Sonder die kerk gaan jy ook nie heeltemal kom. Maar dis hier in die kerk waar jy God leer ken. Dis in jou verhouding met medegelowiges waar jou geloof versterk word. Dis wanneer jy jou geloof uitleef binne die ruimte van die kerk waar my geloof groei en die nodige voeding kry. So wanneer ek sê ek kan nie, of ek het nie die kerk nodig nie, die kerk gaan my nie in die hemel bring nie, dan beteken dit ek wil ook nie in 'n verhouding met die Here staan. Ek wil nie daardie verhouding laat groei. Ek wil nie die Here beter leer ken. En as jy hom nie ken, kyk dit ook nie, hoe glo nie. Baie mense sê, ek het geen probleem met die kerk nie, maar ek kerk sommer op die TV of op sosiale media. En hoor mooi, ek sluit nou nie vir algemene nie. Daar's baie mense wat graag in die kerk wil kom, maar as gevolg van 'n siek bed, kan hulle nie in die kerk kom nie. Daar's mense wat in die buiteland sit wat honderde kilometer van 'n naaste kerk af is, wat nie elke Sondag in 'n kerk kan kom nie, hoewel daar die behoefte daar is. En daarom kyk hulle op die TV kerk, of kyk hulle op sosiale media kerk. So ek veralgemeen nie as ek sê mense wat sê, ek het geen probleem met die kerk nie, maar ek kyk sommer op die TV kerk. Dis daar die doelbewuste keuse om nie kerk toe te gaan. Het is goed om te sê, ek kyk op die TV kerk. Maar kerkwees is baie meer as net 'n preek. Baie meer as net 'n oordeenking. Ek wil graag vandag 'n paar vrae rondom dit vra. As jy daar voor die TV sit in kerk kyk, sing jy ook saam met die kerk daar in jou TV-kamer? Baie eredienste of oordenkings wat uitgesaai word, het nie eers sang by nie. Maar hier in die kerk is dit belangrik om die God met wie ek in 'n verhouding is, te prys en te loof met my lied. En dit gebeur bitter selde by die huis. Ek wil graag dit nog verder vat. Die vraag dalk meer tasbaar maak. Gaan jy saam met die TV nagmaal gebruik? Word die nagmaalformulier daar op die TV of op sosiale media gelees? Daardie formulier wat jou weer eens daarin herinner hoe groot God se genade vir jou is. En hoe groot voorreg dit is om in 'n verhouding met God te kan staan. Daardie selfde formulier wat jou opnuut weer laat besef wat 'n duur prys Jesus Christus betaal het, sodat jy in hom kan glo. Kom ek maak die vraag selfs meer tasbaar. Gaan die TV vir jou kinders sê? Ek glo. Gaan die TV vir jou vertel van die verbond wat God met jou en jou gesin? Ek glo. Hoekom gaan dit in die wêreld soos dit gaan? Waar daarna beweer 8 uit elke 10 huwelike besig is om te verbreek. Moord en korrupsie is die hoofnuus in die meeste media formate wat ons kry. Mense leef elke dag in vrees. Vrees dat hulle die slagoffers kan wees van geweld of van misdaad. Ons sien al hoe meer mense waar depressie toeneem. En veral onder kinders. Mense leef elke dag in spanning oor hulle eie ekonomiese omstandighede. Daar is soveel mense wat uitbraak as gevolg van die sosiale agteruitgang in hulle eie lewe en in hulle geliefdes se lewe. En ek vra myself die vraag af, ken hulle vir God? Weet hulle waartoe God werklik in staat is? Mense doen en leef vandag sonde. En dan het ons baie keer 'n baie mooi antwoord daarop. Moet eintlik versagtend te laat klink. Maar ons almal is sondaars. Dat geliefde broers en susters, ek is nie sondaar. Ek het geen sonde. Die meeste van ons wat hier sit, is nie sondaars nie. Ons het nie sonde nie. Want hoor wat is die teologie agter, soos die Hebreërskrywer dit vir ons sê hier in vers 29. Hy sê
hoeveel erge straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrou? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het en die gees van genade uitgedank. Vandag hier te sit en te sê, ek is 'n sondaar. Met daardie woorde verag ek en vertrap ek Jesus Christus, die seun van God. Want ek sê, sy selfoffer aan die kruis was niks werd gewees, want ek is nog steeds 'n sondaar. Om te sê ek is 'n sondaar is om die bloed van Jesus Christus te minag, soos die Hebreërskrywer sê. Want ek sê, sy bloed kon my nie skoon was van sy sonde nie. Ek is steeds 'n sondaar. Om te sê ek is 'n sondaar is eintlik om die Heilige Gees te beledig. Want die Heilige Gees bied vir jou genade, onbeskryflik groot aan. En vermetel draai ek my rug daarop deur te kies om 'n sondaar te bly. En die straf vir sonde, soos ons lees in vers 27, daar bly alleenlik 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. Hoor ons wat ons sê wanneer ons sê ons is maar almal sondaars. Sondaars gaan hel. Hulle wat in Jesus Christus glo, met ander woorde in 'n verhouding met Jesus Christus lewe en hom ken, hulle is gered. Hulle het geen sonde nie. Liefde broers en susters, dit is belangrik om te hoor dat God genade is. Het is belangrik om te weet dat God liefdevol is en dat God geduldig is met ons en dit wat ons doen. Maar het is ook belangrik om te hoor dat God straf sonde en God straf sondaars. Soos ons lees hier in vers 30, ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Liefde broers en susters, hoe lyk jou verhouding vandag met God? Hoe lyk die mense vir wie jy omgee se verhouding met God? Dit is so, ons almal maak foute, maar ongelukkig en eintlik hartseer genoeg maak ons meer foute teen God as teen mense. Maar hoe meer ek werk, hoe harder ek werk aan my verhouding met God, hoe minder foute maak. En dit werk so in enige verhouding. Hoe meer tyd en energie en moeite ek doen met 'n verhouding, hoe minder foute is daar in daardie verhouding. En in ons verhouding met God is dit hoegenaamd nie anders nie. Hebreërskrywer sluit hierdie gedeelte af in vers 31 wanneer hy sê, verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Geliefde broers en susters, ons dien die God wat alles gemaak het. Die God wat ons losgekoop het van die sonde deur sy seun Jesus Christus. Die God wat elke dag deur sy gees by ons is. Dis hierdie God wat ons versorg. Hierdie God wat ons red. Dis hierdie God wat ons beskerm. My advies vandag sal wees, die hand van dit wat die teologie van die Hebreërskrywer sê is, moenie val in jou geloof. Maar staan vas in jou verhouding met jou Here. Werk hard aan daardie verhouding, sodat jou kennis van God meer kan word en sy oorvloedige genade selfs groter in jou lewe kan wees. Hou vas aan die geloof wat ons saam bely as gelowiges. Laat daardie geloof dan ook die maatstaf en die norm van ons lewe elke dag wees. Kom ons bly staande in ons verhouding met die Here. Want dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons bid saam. Here ons God, hoe wonderlik is dit nie vandag om hier in u huis saam te mag wees nie. Here, hier in u tuiste, dis hier waar ons onsself kan wees. Dis hier, Here, waar ons die maskers wat ons in die sosiale wêreld daar buite elke dag dra, vir 'n oomblik kan afval, want ons kan niks vir u wegsteek nie. Here, dit is hier in u woning
waar ons lewens oopgevlek voor U lê. Tog, Here, wanneer ons baie keer na ons eie lewens kyk, dan sien ons die kolle en die vuilmerke, die smeermerke van sonde wat daar is. Maar dan, Here, besef ons opnuut weer, U was ons skoon. Dis U wat ons sonde vergeef. Dis U wat vir ons 'n skoon kleed elke dag aantrek. Dankie, Here, dat ons hier in U huis, hier in U teenwoordigheid saam mag kom en net onsself mag wees. Want Here, dis hier waar ons vir U kom dankie sê. Dankie, Here, vir die liefde wat U daagliks so modderlik in ons gee. Daardie liefde wat ons dan ook met ons geliefdes in ons eie huise en in ons eie vriendekringe met mekaar kan deel. Here, dis hier in U huis waar ons ook ons bekommernisse voor U kan kom bloot lê. Here, dankie vir die wonderlike reën wat ons daar buite geniet het. Maar tog, Here, weet U ook dat dit ook wel 'n stuk bekommernis in ons harte bring. Want Here, die lande daar buite is nat. Daar moet gestroop word. Hoe doen ons dit as ons nie in die lande kan kom nie? Skade is alreeds as gevolg van die baie reën aan ons lande aangerig. Maar Here, dis hier in U teenwoordigheid van genade wat ons weet U is die almagtige God. U sal vir ons uitkoms gee. U sal vir ons redding bring. U is die versorger God wat steeds sal voorsien. Dankie, Here, dat ons daardie kalmte, daardie vrede dan hier in U huis kan kom inwasem. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in 'n verhouding met U te mag staan. Daardie verhouding wat alleenlik moontlik gemaak is deur die bittere seerpad van Houtkruis. En weer eens, Here, was dit U genade alleen. Laat ons, Here, elke dag met ywer werk. Met ywer vashou aan die geloof wat ons bely. Here, laat ons daardie roepstemme van die skare rondom ons hoor, wat ons aanmoedig, hierdie verhouding te verdiep, hierdie verhouding belangrik te maak in ons lewens. Here, ons kom vandag hier in U huis by mekaar, in die veiligheid van U beskerming. En ons kyk dan vandag by die venster uit na die wêreld daar buite. Ons sien die wreedheid van mense. Ons sien die wreedheid van ons gesondheid wat soms kwyn. Ons sien die hartseer van die verliese wat ons ly wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan. Ons kyk in die venster vandag en ons sien, Here, dat die wêreld daar buite is ongenaakbaar. Maar ons weet, Here, wanneer ons vandag hier uitstap, stap ons nie alleen. U is die God wat saam met ons stap, tree vir tree. U is die God wat ons altyd sal beskerm. U is die God wat daardie stem in ons ore is wanneer ons raad soek en leiding soek. Dankie, Here, dat ons U het, dat ons in 'n verhouding met U mag leef. U liefde, U geduld, U genade en U vergewensgesindheid daagliks mag geniet. Seën elkeen van ons wat vandag hier is. Seën ons huishoudings. En bid ons in Christus Jesus se naam alleen. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsang sing ons lied 493, 'n lied wat ons eintlik weer opnuut daaraan laat herinner. Dat hoewel ons as gevolg van die erfsonde van Adam en Eva as sondaars gestempel is, in Jesus Christus, en hy bevry ons, hy neem ons aan. Lied 493 se 4de vers sing, kom nou, elkeen kom na hom, sondaar kom in skuld verlore. Jesus roep jou, jy moet kom, deur hom word jy weer gebore. Nou mag jy na Jesus gaan, want Jesus neem die sondaars aan. In die 6de vers lees, hy my heiland spreek my vry, selfs al staan ek voor hom skuldig. Hy wat regter is oor my, het my straf gedra, onskuldig. Ek sal nie verlore gaan, want Jesus neem die sondaars aan. Kom ons sing as 'n slotsang lied 493, ons sing daar die 4de, die 5de en die 6de vers.
susters, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen. Broers en susters, dat die meeste van die afkondigings het jy nou al reeds op die bord gesien flits vanoggend. Dalk een van hulle wat ek 'n bietjie wil uitlig vandag is om allereers vir u te herinner aan ons van môre af begin koekies bak vir die oesfees. Ons vra asseblief almal wat 'n oop tydjie het